Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Die adjunkt-president van Venezuela, Delcy Rodríguez, wat tans as president waarneem, het die Amerikaanse president Donald Trump in 'n versoenende boodskap om samewerking gevra. Dit volg kort nadat Trump Venezuela daaraan herinner het dat Amerika nou in beheer van die land is, na Saterdag se inval in Caracas, waar tydens president Nicolás Maduro en sy vrou Celia Flores gevange geneem is. Suid-Afrika het Amerika se optrede vroeër as 'n oortreding van die Verenigde Nasies se handves bestempel en versoek dat die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad 'n vergadering belê om die saak indringend onder die loep te neem. Die Afrika-Unie het ook sy kommer uitgespreek oor die VSA se inval in Venezuela. Die AU sê Venezuela se ingewikkelde interne uitdagings kan deur politieke dialoog opgelos word en hulle vra vir vrede, stabiliteit en respek tussen die nasies. Die Departement van Gesondheid het sy kommer uitgespreek oor die skerp toename in tienerswangerskappe en geboortes op Nuwejaarsdag. Meer as 160 tieners het vanjaar geboorte geskenk in vergeleke met die net meer as 80 verlede jaar. Meer as 1600 babas het reg oor Suid-Afrika hulle opwagting op Nuwejaarsdag gemaak. Die departement sê die toename in tieners wat geboorte skenk dui op voortgesette maatskaplike en openbare gesondheidsorg uitdaging wat ingryping noodsaak. Die Departement van Basiese Onderwys sê dat die Vryheidsfront Plus se standpunt onwaar is dat die integriteit van die nasionale senior sertifikaat eksamen ondermyn is, nadat vraestelle uitgelek het. Volgens die departement kan geen eksamestelsel wangedrag vryspring nie. Die minister van Basiese Onderwys, Cecilia Gardrube, het vroeër onthul dat 7 matriekvraestelle en memorandums uitgelek het. Die Vryheidsfront Plus se leier in die Noord-Kaap, Dr. Wynand Boshoff, meen die onderwysstelsel is ondermyn omdat vraestelle uit die departement se hoofkantoor uitgelek het. Die verslag oor die uitlek van matriekvraestelle werp die lig op 'n baie ernstige saak en dis dat dit nie een of ander skool of eksamensentrum ergens afgeleë is nie, maar dat die lekkasie plaasgevind het in die hoofkantoor in Pretoria en dat van die departementele amptenare daar betrokke was. Nou dit ondermyn die vertroue in die openbare onderwysstelsel geweldig en die Vryheidsfront Plus reken dat openbare skole wat verkies om by ander eksamenowerhede soos Sakai of die IEB hulle eksamens te laat aflê, werklik waar die keuse gegee moet word. Die departement het intussen aangekondig dat 'n nasionale taakspan aangewys is, die betrokke amptenare geskort is en dat daar strafregtelike en dissiplinêre stappe teen individue ingestel is. Motoriste kan 'n sug van verligting slaak na die nuus dat brandstof, na verwagting, Woensdag heelwat minder sal kos. Die Departement van Minerale Bronne en Petroleum het die naweekse aankondiging dat die prys van 93 oktaan petrol met 62 sent per liter sal daal, terwyl 95 oktaan petrol 66 sent per liter minder sal kos. Die prys van diesel sal R1,37 per liter goedkoper wees en parafin se prys sal met R1,10 afneem. Die prysverlaging is weens die rand-dollar wisselkoers en globale oliepryse. Nou, die rede waarom ek vanaand die voorreg het om Pretoria FM se visuele nuusbulletin te anker, dit is vandag presies 50 jaar sedert televisie hom in Suid-Afrika se sitkamers tuis gemaak het en ek saam met Dorian Berry die eerste televisie-nuusuitsending behartig het. Suid-Afrika was een van die laaste lande wat televisie aan kykers bekendgestel het, met net een kanaal wat programme in Engels en Afrikaans uitgesaai het. Die programme was van die begin af in kleur beskikbaar en het programme soos Dingley's,
The Villagers en Harsdas se nuuskas ingesluit. Deesdae het elke huishouding minstens een televisiestel met 'n onbeperkte kykaanbod. En met daardie nuus dan groet ons tot 'n volgende keer.